Pick n Pay, trotse ondersteuner van plattelandse familieboere en lamb chaps. Welkom in my bitterlekker kombuis waar ek vandag 'n vars krye hoender tagliatelle pasta met romerige ricotta kaas maak in 'n suurlemoen botter knoffelsous. So dis 'n heerlike samesmelting van sagte hoender en romerige kaas in pasta. Nou hierdie gereg word afgerond met geroosterde kersietomaties, vars basiliekruid en geroosterde amandelvlokkies of dennepitte kan jy gebruik vir 'n elegante dog vertroostende maaltyd. Nou dis die perfekte balans tussen romerige, pittige en ryk hartlike geure. Nou die geroosterde kersietomaties wat ek hier voor my het, voeg 'n heerlike natuurlike soetheid by terwyl die suurlemoen botterknoffelsous 'n helder en 'n verfrissende smaak bring. Nou die ricotta smelt ook dan lekker saam in die warm pasta later en dit skep daai onweerstaanbare romerige tekstuur wat jy gaan net wil aanhou eet. Nou ek is ook mal oor die krakerigheid van daai geroosterde amandelvlokkies of dan as jy verkies dennepitte en die varsheid van daai basiliekruidblare. Dis verseker 'n restaurantgehalte ete wat jy tuis kan maak, ek beloof jou. Nou jy begin deur die tomaties op die bakplaat soos ek reeds gedoen het, te rooster in die oond en dan kook jy jou pasta, ook net hierso het ek dit al klaar gedoen tot al dente en dan onthou om daai half koppie pasta water net so bietjie eenkant te hou want dit gebruik ons vir die sous dan later. En dan as ek nou by die hoenderfilette kom, ek het reeds al die helfte van dit in my pan. Nou ek wil net gou vir julle vertel, ek hou daarvan om voor die tyd dan nou basies ek het hierso paprika en dan so gemengde Italiaanse krui en dan knoffel en bietjie olyfolie in my bak te sit en dit net vooraf te geur, dan trek die geure sommer net ekstra lekker in. En dan as jy nou moet, dan sit jy net so ekstra bietjie botter en olie in. Nou ek kan hierdie so lank nou lekker omdraai en ek wil vir jou sê dit gaan so 10 na 12 minute van die filette is nou al opgesny en dan het ek 'n paar groot gelos sodat jy kan sien, jy kan dit op enige wyse dan nou doen. So hierdie is nou so amper gaar, ek draai hulle om. So as ek terug is, gesels ons oor 'n heerlike suurlemoenbotter knoffelsous wat ek gaan maak. En ons gaan dit in hierdie selfde pan doen. Die opstel Chenin Blanc uit die mooie Brede Riviervallei is 'n wyn met tintelende varsheid en aromatiese kompleksiteit. Dis veelsidig en kan saam met 'n verskeidenheid geregte bedien word, maar gebraaide hoender, braaivleis en krakerige porkbelly is ideaal. Nou die hoender is heerlik gaar en ek het dit uit die pan uitgeskep. Ek sal dit later net die res van dit in reepies opsny. So nou gooi jy so 4 tot 6 eetlepels afhangende hoeveel van daai botter en olie het in die pan agtergebly. Dit gaan nou, onthou, dis al daai heerlike geure wat in die hoender is en wat in die sous gevorm is wat dan nou hier in die pan agtergebly het. Dan ook net die suurlemoen wat jy in ringetjies dan nou hier in daai olie in die pan gesny het en gesit het en dan laaste net so ekstra teelepeltjie knoffel wat jy dan nou hierso bygooi. En nou kan jy dit net laat dit so lekker braai en daai geure meng. En sodra die suurlemoen geure met die botter gemeng is, verwyder jy dan nou net hierdie suurlemoen skyfies en dan voeg jy die pasta water by wat jy eenkant gehou het. Hier het ek myne in 'n koppie. Dan voeg jy natuurlik die pasta binne in hierdie heerlike bottersous. Nou ek is besig hier. Dit het so bietjie langer gevat nou as wat ek verwag het, maar ek het laat hierdie suurlemoene lekker in die botter braai en onthou ons wil hulle nie daar binne in los nie, so jy kan hulle later dan nou net uithaal. En jy kan hulle dalk later vir garnering ook gebruik. Hulle gaan pragtig lyk as die goudbruin kleur. Alternatief kan jy dan nou net 'n suurlemoen vat en jy kan hom lekker hier in uitdruk sodat ons is eintlik agter daai suurlemoen geur aan. So wat ek gaan doen is ek gaan hierdie my tyd hardloop nou uit, maar ek wil hê hierdie moet so klein bietjie nog in die pan braai. Ek dink ek gaan dit los, dan gaan ek net vir jou verduidelik wat gaan ek doen wat jy nou nie gaan sien nie. So hierso is my pasta. Dis heerlik al dente gaar en dan hierdie is nou daai pasta water waarvan ek nou gepraat het. So net om 'n bietjie souserigheid te vorm, gaan ek van hierdie pasta water dan nou in my pan gooi en dan die pasta hierin lekker meng. En dan al wat oorbly is die opdiening van hierdie heerlike dis. Nou as ek terug is,
voeg ons dan nou als bymekaar. Jy gaan dalk dit klaar sien en dan gaan ons dit in 'n mooi bakkie opdien. Of natuurlik kan jy dit als in een groot bak ook opdien. Nou, soos ek vroeër genoem het, sal ek vir opdiening die hele dis eintlik in een groot opdienbak op die tafel sit en elkeen aan die tafel kan vir homself skep. Maar net om dinge hier in die ateljee 'n bietjie makliker te maak, skep ek dit in individuele bakkies op. Nou kom ek wys jou gou, ek het solank 2 geskep. Ek gaan gou nog hier skep en ek het toe die pasta binne in daai botter suurlemoen knoffelsousie gesit en ek hoop jy kan dit nou lekker hier sien. Jo, ek het geproe, dis baie lekker. Jy proe net daai kraak of daai varsheid eintlik van die suurlemoen, bedoel ek. So jy skep nou net so lekker skepie daarbo op. Dan vat ons nou van hierdie tomaties en hulle sit jy so, hulle het ons nou lekker gerooster in die oond en hulle sit jy nou so oral genoeg van hulle neer en dan gaan ek, hierdie is dan nou die ricotta, maar ek hou van 'n burrata want hy's so bietjie meer vloeibaar en dan as jou pasta vuurwarm is, dan smelt hy so lekker in. En dan volgende sit ons dan nou net so 'n paar stukkies hoender bo-op. En dan natuurlik, julle weet ek hou van 'n groen blaartjie. So 'n bietjie van jou petersilie en dan nou natuurlik net so hier en daar 'n vars basiliekruid blaartjie. En laaste, maar nie die minste nie, het ek van hierdie amandelvlokkies wat ons bo-op sit en dan 'n swart pepertjie. Nou maak seker jou bordkos is heerlik warm sodat die kaas kan smelt, heerlik in daai warm pasta inmeng en 'n bitter lekker romerige pasta sous kan maak. Kry my resep op ons Ontbytsake se webtuiste en ook op ons Facebookblad. En gaan koop jou bestanddele by Pick n Pay. Volgende week bring ek weer vir jou 'n nuwe resep.